Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën as 'n wonderlike doel in die hart en liewe ook so bereik. Nou lieve vriende, die swaalkie is sekerlik baie bekend, nie net in ons land nie, maar oor die wêreld is hulle baie bekend. Hulle is die klein trekvoëls wat vinnig en akrobaties se vliegvermoë het en jaarliks hulle migrasie sekerlik anders dan ook. Verder word daar van die swaalkies gesê dat hulle ligvoeders is. Hulle vreet byna uitsluitlik insekte wat hulle in volle vlug vang. Hulle drink selfs water terwyl hulle oor 'n dam of oor 'n rivier skuur dan. Die migrasie is sekerlik die mees bekendste, die van Suider-Afrika. En dis hulle is ons somerbesoekers. Hulle vlug duisende kilometers van Europa en Asië na Afrika om die noordelike winter te ontsnap dan. So liewe vriende, baie interessant en wonderlik hoe die Here ook hierdie diere dan ook gemaak het. So wil ons dan ook vanoggend met u deel, liewe vriende, oor wanneer ons in omstandighede kom en ons dink ons is vasgevang en ons dink daar's nie uitkoms nie, dat God tog 'n uitkoms maak. Daar was 'n tyd op hierdie aarde wat mense baie goddeloos was en inteendeel die Here vergelyk daai mense van daai tyd met dit wat vandag aangaan. En dit is in die tyd van Noag, toe die mense geweldig goddeloos was. En hulle was so goddeloos dat die Here gesê het dat hy die aarde gaan ombring en almal wat daarop leef, gaan hy deur 'n vloed laat vergaan. Dit het daartoe bygedra dat die Here tog 'n man gevind het, Noag, en dan sy gesin, en hulle het wel die Here gedien. En die Here het ten spyte van hierdie geweldige oordeel wat gekom het die Here weg vir hulle gemaak om vry te kom. Ons lees daarvan daar in Genesis 7 vers 1 wat daar staan: Daarna die Here aan Noag gesê: Gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. En so is hulle lewe gespaar en so die Here vir hulle wonderlike verlossing bewerk en 'n weg van verlossing sekerlik daar vir hulle gegee. U sien, daar was geen menslike manier dat Noag hulle gered kon word nie, maar God het vir hulle weggemaak. En net so mag ons baie keer deur die duiwel selfs mislei word ook om te sê, daar is geen weg, daar's geen hoop, maar daar is hoop. In die Here is daar hoop. Die Here sal 'n uitkoms gee. Die Here doen dit vir hulle wat regverdig is. Die Here help sy kinders. Die Here gee sekerlik die uitkoms en daarom kan ons op die Here kon vertrou met ons hele hart ook. Ons sien ook daar in Romeine 5 vers 6 dan, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Ja, selfs toe iemand ongered was, het die Here geweet om sy lewe te gee sodat iemand gered kan word. En u moet daarvan kan getuig dat die Here u ook om red het. Jy weet, selfs in 'n tyd toe ons in vyandskap met die Here was, toe ons nie wou bekeer nie, het die Here nog steeds met ons kom praat, het nog steeds na ons toe uitgereik, sodat ons tot bekering kan kom. En liewe vriend, dit is die wonderlike keuse wat u het, om te sê, ek wil die Here aanneem, ek wil die Here as my verlosser en saligmaker ken, ek wil hom dien, en dat u sekerlik so die Here kan kom vertrou dan ook. Ons sien ook verder Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Liewe vriende, God het 'n weg van verlossing kom gee. Elke mens kan verlos word van sonde, kan vrygemaak word van Satans mag, deur die bloed van Jesus Christus. Dit is daar, en ons moet hierdie verlossing aanneem. Wanneer ons die Here as ons verlosser aanneem, en hom dien en volg, en hy ons 'n nuwe skepsel maak, liewe vriende, dan maak dit nie saak wat in hierdie lewe na ons toe kom nie. Ja, daar mag swaar, daar mag moeilike dinge wees, maar die Here gee die verlossing vir ons. Hy gee vir ons 'n weg. Ons sien dan ook in Matteus 6 vers 26 staan daar: Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Liewe vriende, jy mag nou dalk nie swaalkies sien nie, maar wanneer jy die swaalkies sien, of ander voëls nie sien hoe die Here vir hulle sorg, moet jy dit onthou, die Here sê jy is baie meer werd as hulle. Hy sal vir u help, hy sal vir u ook 'n uitkoms gee, u kan hom kom vertrou.
mag U dit ook so doen. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, ons bid ook so vir elkeen wat in nood en benoudheid is en dalk nie uitkoms sien nie, dat hulle in hierdie oomblikke net sal weet, U maak 'n weg, U gee weg van uitkoms. Ons kan op U kom vertrou en mag U ook so verheerlik word daarin. Amen.